Romeine 10 vers 5 tot 15. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is, om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse dieptes toe afdaal nie, dit is, om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as hy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hoe weet 'n mens of hy gered is? Hoe weet jy of jy 'n kind van God is of jy die ewige lewe het? Paulus skryf vir ons hier in Romeine 10, dis eintlik baie maklik, baie eenvoudig, daar's 2 dinge. Heel eerste, moet jy met jou hart glo dat Jesus Christus die Here is, dat hy vir jou sonde gesterf het, dat hy uit die dood uit opgestaan het en die dood oorwin het. En dan moet jy ook met jou mond bely dat Jesus jou Here is. Want sê hy, wie met sy hart glo en met sy mond bely, sal gered word. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak waar jy vandaan kom, aan watter bevolkingsgroep jy behoort, hoe jou verlede lyk, wie jou ouers is nie, dit maak glad nie saak nie. Wat saak maak is dat jy met jou hart glo en met jou mond bely. Want met ons harte glo ons en ons word vrygespreek. En met ons monde bely ons en ons word gered. Het jy vandag redding nodig? Is jy in 'n krisis? Het jy regtig nodig dat God vir jou sal deurkom? Roep dan sy naam aan, roep die naam van die Here aan, want niemand wat die naam van die Here aanroep sal teleurgestel word nie. Maar kom sê Paulus ook, daarom is dit so belangrik dat ons die evangelie moet gaan verkondig. Want hoe sal iemand weet om die naam van die Here aan te roep sodat hy gered kan word as hy nooit glo nie? Hoe sal hy glo as hy nooit die evangelie hoor nie? Hoe sal hy die evangelie hoor as niemand preek nie? En hoe sal iemand kan preek as hy nie deur God gestuur is nie? Daarom sê hy, hoe wonderlik klink die voetstappe, hoe mooi is die geluid van die evangelie verkondiger wanneer hy uitgaan om die evangelie te gaan verkondig. As jy sy voetstappe hoor aankom, dan raak 'n mens sommer opgewonde, want dit klink so mooi en vrolik, dit klink soos musiek in ons ore. Daarom moet ons daaraan meewerk, sodat die evangelie verkondig kan word, sodat mense dit kan hoor, dat hulle kan glo, sodat hulle die Here se naam kan aanroep en gered kan word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, as ons met ons harte glo, dat U vir ons sonde gesterf het en dat U uit die dood uit opgewek is, en dit met ons mond bely dat ons aan U behoort, dat U ons Here is, dan sal ons gered word. Maar Here, daar's soveel mense wat dit nog nie bely nie, wat dit nog nie glo nie, wat dit nog nie gehoor het nie. Daarom bid ek vir die bediening en vir die uitgaan van die woord. Gebruik vir my. Dankie vir elkeen wat my bediening ondersteun, wat saam met my uitgaan om die woord te gaan verkondig, sodat mense U naam kan aanroep en gered kan word. Ek bid, Here, dat die woorde wat uitgaan nie leeg na U toe sal terugkom nie, maar dat U die doel wat U dit wil voor sal gebruik. Dat mense tot geloof in U sal kom, dat U naam groot gemaak sal word, dat daar blydskap in die hemel sal wees oor sondaars wat hulle bekeer. Amen.